Jesus. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Is U my alles en alles, halleluja. Prys die Here. Kom ons gee die Here ordentlike lofoffer. Nee, ek dink ek kan baie beter doen as dit, hoor. Amen. Kan iemand om 'n crazy prys gee? Net so lekker, Here. Ons dien 'n groot God, amen. Sê vir jou langs so die Here gaan vandag vir jou iets doen. Jy, prys die Here. Ek is so bly ek behoort aan Jesus. Amen. Dit is so lekker om hier te wees. En God is 'n goeie God, né? En die duiwel is 'n slegte duiwel. Prys die Here, dit is lekker. Nou 'n bietjie vreemd vir my om sonder my vrou uit te gaan, maar okay, dit is nou maar so. Sê die Kaapenaars, dit is maar so, né? Prys die Here en ja, sy bedien actually vanmôre daar by ons. Bedien sy die woord en so ek glo hulle het ook 'n lekker tyd in die Here. Hulle het al 9:00 begin. So as sy dalk nou live kyk, dalk kyk sy live en dis ons thumbs up gooi. Ons is hier, ons ou kerk en dit gaan lekker wees. Wie van julle is reg vir 'n verandering? O, julle, ek kan so 3 mense. So julle 3 mense. Because sometimes we just love getting stuck in our comfort zone and God allows certain things to happen in your life in order to get you out of your comfort zone. Jy kan nooit groei in die Here as jy in jou gemaksone bly nie, hoor. O, ja. Jy het baie keer nodig aan iemand van jou skinder, hoor, en jy kan meer bid. Oh, yes. En jy het baie keer nodig dat nie almal van jou gaan hou nie. Nie almal het van Jesus gehou nie. En dit het hom nie gestop nie. Amen. Wie van julle wil vanmôre opstaan en sê, I'm unstoppable. Ek sal nie stop nie. Ek sal die Here dien. Ek sal die Here eer. Ek sal die Here prys. Ek sal sy naam groot maak. Amen. Prys die Here. Kyk, is nou 'n verkeerde tyd om bang te word. Jy moet nou bang word nie, hoor. Daar waar ek vandaan kom, sê hulle bang, skrik en skaam wees is 'n aanwendsel. Prys die Here. Ag, die Here is awesome, hoor. Ek is so lief vir hom. En ek weet hy's lief vir my. Ek weet hy's lief vir jou. Mense het jou al lank al weggegooi. En hier keer van sy, kom na my toe, almal weer vermoeid en belas is. En ek sal vir jou rus gee. Prys die Here. So julle ons, ek glo baie dankie Pastor Dennis, lekker hier by julle, hoor. Ons was nou so dis 2 maande wat terug was ons so op 'n pastoorsding. Yes, hierdie pastoor van julle kan eet, hoor. Nee, hierdie man eet tot hy dik is, hy eet nog 'n uur lank. Dan weer hy so erg, hoor. Prys die Here. So lekker. Ons het so lekker tyd gehad, hè, Pastor Danny. Was 'n awesome tyd en die Here het ons kom besoek daar en dis baie lekker. Ja, my vrou stuur regtig groete vir julle. En Pastor Danny het dit net gesê nie. Sy sê van my gisteraand, sy sê dis nou glad nie lekker hierdie nie, hoor. Ons is amper non-functionable sonder mekaar, jy weet. Ek is die rustige een en sy is die cheeky een, en al hierdie goeie so, ja, maar in elk geval, die werk van die Here moet aangaan, hè. Wie van julle glo dat Jesus is op pad? Amen. Prys die Here. Jimmy Swaggart sing, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that we have to go through, leaving all the struggle behind. Amen. Prys die Here. En nou weet jy, ek wil net so getuig voordat ons, jy kan so nog blaai daar na Kolossense, pastoor, gewortel in Christus, né? Net sowel om te sê, geanker in Jesus. Amen. Jou hoop en vertroue moet nie in 'n mens wees nie. Dit moet in die Here wees. Amen. Wie van julle glo dat hy red nog? Dat hy genees nog? Dat hy doop nog met sy Heilige Gees? Amen. Prys die Here. As julle klomp Pinkster ouens lekker saam met mekaar. Amen.
Prys die Here. Ek wil net getuig, het is so bitter, amper bitter soet. Ons het 'n gesinnetjie daar in ons gemeente, 'n nuwe gesin, hulle het van Januarie af by ons beginne aanbid, en ek het op die 22ste Januarie, ek sal dit onthou, want ek het moes nou gister daaroor praat, 24 minute oor 8 op die 22ste Januarie, toe kry ek 'n voice note van 'n jonge dame van 34 jaar oud. Sy sê, is u pastoor Gelvin? Ek sê, ja, ek is. Ek wil nie altyd sê, dis ek nie, hoor. Daar's meer mense van my kwaad, as wat dan van my mense lief is, hoor. En ek sê toe, sy sê, pastoor, ons is hier, ons bly hier, daar in Appelpark, jy weet daar boe, daar by die mol, hulle sal nou weet ons, hier is die Newcastle mense wat hier sal sit, hoor. Is ons se hoendertjies hierdie, hoor. Maar dit bly nou sekunda, hoor. Ok, maar in elk geval, en sy vertel my haar storie, sy sê, pastoor, weet jy wat, waar hou julle kerk? Ek gee haar die adres, en 'n lang storie kort, die 25ste Sondagoggend, was die eerste keer dat hulle in die diens is. Gesinnetjie van 5, die man en die vrou, en, nee, ekskuus tog, ja, daar was 'n ouetjie by, maar hulle is 'n gesin van 4, ekskuus tog, dogter van 15, en dink die ander enetjies 11 of 12, ek is nou nie seker nie. 'n week en 'n half, laat ek net gou dit sê, hulle mis nie 'n diens nie, hulle mis, kyk as 'n ou begin 'n bidure toe kom, en jy weet, hy is nou ernstig om die Here te dien. Hulle mis nie 'n biduur nie, pastor Danny, hulle mis net mooi niks, hulle mis niks. En 'n week en 'n half terug, klim sy in die bed en sy word nooit weer wakker nie. 34 jaar oud. Ek onthou haar eerste loop, julle wat nou nog nie by ons was nie, as pastor Danny en naweek by ons is, verloor hy 2 kilogram. Want jy moet op tred 4x4 stap, om daar by ons uit te kom nie. Daar bo is die plek wat ons die Here aanbid het. En almal by ons is so maals as ons. In elk geval, die eerste oggend, die 25ste, ek sien ek hierdie gesinnetjie, en ek neem toe aan as hulle, daai vrou loop so 2 meter voor die gesin, sy gee sulke vinnige kort trekkies, en hulle dien die Here, hulle kinders is by die jeug, en hulle gaan dit aan. Die Vrydag, Paasoggend Vrydag, preek ek al by ons, en ek sê vir my vrou na die diens, ek sê, die vrou se gesig blink soos 'n lig. Haar oë skitter so. Maar net ek geweet, dit sou haar tweede laaste diens gewees het. Jy weet jy wie jou laaste diens is nie, hoor. Ek het haar gister begrawe, daar by ons. En in die vleuel regs sit 'n moslimvrou. 'n moslim, vir wie sy gewerk het. En ek maak 'n uitnodiging. En toe ek sien as 'n moslim, toe gooi ek daai naam van Jesus wat jy nog nooit gehoor het in 'n preekie. En ek sê, there's 330 million idols on this planet. And my Bible says that before Jesus, every knee shall bow, and every tongue will confess. En toe ek dit was 'n celebration, my vrou sê, dit was glad, ons sing, ons gaan juig, en ons sing, soon and very soon, we are going to see our King, en ons ou kerk, man, dis wat sy wou gehad het, ons sou wou gehad het, en ek maak die uitnodiging, en ek sê, en ek praat met die gunstige tyd, toe God jou besoek het, en ek sê, die Here toets my Engels hoor, en ek sê daar, en ek sê, wie is daar? Who wants to acknowledge and accept Jesus? En hy moslim steek hand op. Ek wil nou seker maak, of ek nou reg sien, ek tog, okay, en ek sê nou in Engels, ek sê, elke liewe een in hierdie plek, wat nou hande opgesteek het, staan op jou voet, en sê al twee, wie staan sy op? Ek weet nie of ek al ooit weer gaan sien nie, want het gaan nie oor my nie. Ek kan haar nie red nie. As sy nie ernstig was nie, het sy gisterand 'n baie lang nag gehad. Want sy het gehoor dat Mohammed is nog in sy graf. Come on, ouens. Maar dat Jesus se graf is leeg en hy sit aan die regterhand. Nee, gaan ons kerk hou. Ek sê die graf is leeg
En Jesus sit aan die regterhand van God die Vader. En ek sien die twee dogters stap uit. En al wat hulle het is 'n foto van mamma. Traantjies rol oor die wange. En ek kyk daai oudste een so, ek sê vir jou, ek het vir jou 'n belofte. Is asof sy vir my sê, wat sy sê nie, maar voor as ek kan sê wat, toe sê ek wil vir jou sê, binnekort gaan ons vir mamma sien. Yes, amen, amen. Wil wie gaan 'n kerk hou? Binnekort. Jy het 'n geliefde wat jou vooruit gegaan het. Ek sê jy het 'n geliefde wat jou vooruit gegaan het, hoor. You may have tears this tonight, but joy comes in the morning. Halleluja. Ek sê joy comes in the morning. Prys die Here. Kan twee mense saam met my opstaan en die Here prys. Joy comes. Amen. Prys die Here. Vat gou jou Bybel as jy nou daar is. By Kolossense 2 vanaf vers 13. Is julle reg? Amen. As jy dit het, wil jy saam met my staan nie. En terwyl jy nou die moeite doen om te staan, wil ek net hoeveel julle sê, Pastor Danny, ons het ons hande vol. Ons het 'n week terug gesê dat die konferensies aan volgende jaar, ons weet nie die ouens bespreek van oorsee af. Ag, julle hoor my glad nie. Ons klaar 'n groter tent bespreek. Ons sal moet hier kom en ding. Amen. Amen. Ek voel so asof ek allergie gekry nog nie hierdie jaar konferensie te gehou het nie, maar okay. Die Here weet wat dit. Kolossense 2 vers 13. Hy sê, kom ons lees sommer vers 12. Omdat julle dan saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. I'm so sorry I didn't read this yesterday in the presence of that Muslim. En julle wat dood was, sê dood was. Ek kry nou soms so lekker. Deur die misdaad en onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Yes, like it, ouens. En die skuldbrief teen jou, wat met sy insettinge ons vyandig was. Kyk gou vir my. Die leverage wat die vyand op jou gehaat het, was vyandig. Ek gee nie om of die duiwel jou ryk maak, en ek gee nie om of hy jou alles gee wat jy begeer nie, by the spirit of lust, sy intensie is om jou skade aan te doen. Hoor gou hierso. Hy sê in die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg, Pastor Danny, en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Ja. Ag, kan jy gou jou Bybel net gou neersit, en net so voordat jy sit, dat ons livestream net mense hoor, hier's Pinkster mense in die plek, en gee hom net 'n kruisie prys, maak net sy naam groot, amen, sê 'n bietjie amen, sê halleluja, prys die Here, amen, neem jou sitplek, 'n paar oomblikke, ek beloof vir jou, jy gaan voor môreoggend se werk hier uit wees. Glory. Prys die Here. Ek glo julle het ook 'n lekker Paasnaweek gehad. As julle bly dat Paasnaweek gaan nie oor paaseiers en goed nie. Dit gaan nie oor 'n haas nie. Gee vir 'n jagter 'n punt 2 en hy wys jou wat maak jy met 'n haas. Amen. So dis die haasies en paaseiertjies nie. This is a day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Wie van julle is bly dat Jesus het opgestaan? Sy staan toe net, ek gaan so 'n paar tree terug gaan vanmôre. Ek weet julle het nou 'n woeskerk gehou. Ek moet nou probeer inval by julle ouens. Julle is my 2 dienste voor. Wel, ek het daarom 'n begrafnisdiens gehad. En ons het kerk gehou, hoor.
Amen. Al wat ek nie gedoen het nie, is ek offerande opgeneem en dan het ek alles gedoen. Hey, glory to God. Amper het ek, maar in elk geval. Ek wil net so 'n bietjie terugtreë. En iets vir julle inbring vanmôre wat ek glo. If you take the word of God this morning, God is going to change your curse into a blessing. Amen. Ek glo nou dat meer as ooit op hierdie oggend, wat is die 19de, né? Die 19de April moet die wêreld hoor, en as Trigat dit nie wil hoor, en ek glo julle wil dit hoor, wil ek het sê op social platform, praise yourself, Jesus is coming. Amen. Daar is 'n rede hoekom die helm jou kop losbreek, want die Bybel sê dat die duiwel weet dat sy tyd is besig om uit te loop, en hy gaan rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslaan, maar ek het niks vir Trigat vanmôre. There ain't nothing the devil can do. Jesus is coming back on a silver cloud of glory, en geen helse mag gaan hom. Kyk, as jou naam geskryf het in die boek van die lewe, sal jy ook 'n smile op jou gesig kry. Ek wil gou terug aan pastoor, net so na die Paasnaweek toe. Okay, net so ietsie. Vir hom ietsie sê, die donderdag aand. En jy weet, ek gaan nou daaroor uitbrei. Die donderdag aand voor die Vrydag. Toe doen ek iets wat ek nog nie gedoen het nie. Wat ek kan nie onthou ek het dit gedoen nie. Dus sê ek vir ons mense daar in Newcastle, ek wil graag hê julle moet asseblief vanaand, dis aan die donderdag aand, moet julle gou by die kerk by mekaar kom. Ons gaan nie 'n diens hou nie, ons gaan nie glory hallelujah skree nie, ons gaan nie spring nie. We just gonna soak in his presence. Pastor, ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek praat van so nie. Jy weet by die konferensies, donderdag aand is 'n soundcheck. En die stoele reg skuif. En hoop pastoor Danny braai. Sodat as ons klaar is met die soundcheck, kan ons aan vleis kry. Dis chaos, dis chaoties eintlik op die donderdag aand, want ek bedoel, ek het al die toeriste waarmee ons kan konferensie, maar ek weet glad nie hoe dit goed werk nie. My ma het my gesê, as jy niks weet, jy moet net nou stupid lyk nie. So ons slaan daai grand speakers en goeders op, maar julle was mos al daar. Nee, jammer om van jou probleem te hoor, hom. Sis! Gaan jy kom, oom? Julle sien hy sê kom, né? Maar elke van ons slaan daai goeders op en die speakers is op en hy goed pomp hoor, en hy goed pomp. Maar die Here weet, ek weet net wat die on en die off switch is. So ek is afhanklik van ouens wat donderdag aand is daar kan wees, om te kyk of die sound gaan reg wees. En as die pomp of dan die fans stryk, het jy moeilikheid, want die winkels is toe. Maar hierdie donderdag was dit anderste. Nou soundcheck. Just soaking in his presence. En ek sê, Here, waarom het U dit op my hart gelê om dit so te doen? En die Here sê vir my, terwyl ons daar so sit, en weet jy wat is my so awesome, when people soak in the presence of God, partykeer praat ons te veel. Sometimes you just need to sit, hou jou mond, los jou opinies, hou op vir God raad gee, oor hoe hy jou moet help, and just sit, and know that he knows. Come on. Jy het hard en lang gebid vir die ding waarteen jy nou veg, en God sê, ek is jou gehoor. And I'm trying to teach you how to be silent, and to know that I have got this. Ek was nie van plan om nie goed te sê nie, hoor. Ek praat nou soos die Here my lei, hoor.
ek wil dit sê dat ons moet begin moeg raak. Pastore, verleë kerkbanke, en dat God mense sal stuur, that is willing to be silent, Ja, amen, amen. and in your silence, you will find understanding. En die Here praat, en die Here sê vir my daai aand, Pastor Danny, en die Here sê ek het julle bestem, want ek wil 'n baie spesifieke vuur in julle aansteek. Ek gaan nou meteen by Mooi Nooi oor die Pinkstertyd, en ek gaan praat oor die 4 vure van die Heilige Gees. En die Here sê baie spesifieke vuur. Hy sê, but you cannot enjoy my victory if you do not understand my agony. Pastoor, ek gaan sê wat die Here sê, ek moet sê hoor. We want the glory of God, but not the story of God. Maar ons vergeet, my broer, dat hy het gesê, dat dieselfde, ek het nie een nie, ek het een. En hy sê dieselfde beker, wat ek gedrink het, gaan terug moet drink. Gaan die Newcastle moet drink. Want ek gaan vir julle 'n rede gee, Pastor Danny, dat wanneer jou situasie deurbreek, jy dit nie gaan waardeer vir die oomblik nie. But it's gonna carry you. En ons sit daai donderdag aan, en wie pastoor, ek hoor niemand sê, ja, wat nie, ek hoor net, daar snik iemand. Hierdie pragtige jong mense, ek ken hulle van eergister af. Daai chommies van julle wat by hom ergies gekom, van hulle sit daar, en ek sien hulle loop die trane oor hulle wange. En niemand sê niks. En ek sê, Here, praat met my. En die Here gee vir ons 'n gereserveerde atmosfeer. Ek gaan nou kom by nou, ek is nou net gou by eergister hoor. Die Here gee ons 'n gereserveerde atmosfeer. Wie daar's 'n verskil to be in the presence amongst the brethren. As wat jy in jou binnekamer ingaan. En jy het 'n fight wat jy fight, wat jy nie eens vir jou man kan sê nie, wat jy nie eens vir jou vrou kan sê nie. En jy voel, pastoor, jy voel geontworteld. Asof iets en iemand jou uitgepluk het. En hoe meer hoekoms jy het, hoe minder antwoorde is daar. Ek sê, Here, praat met my. En die Here sê vir my, dit was in die tuin van Eden, Antoinette, waar die ontworteling plaasgevind het. En die Here sê, dat die smerterigheid van Lucifer trek hulle uit my teenwoordigheid uit. En God sê, tot op hierdie donderdag aand, wil ek vir jou sê, jy sal het vir Suid-Afrika sê, en jy sal het waar jy kom, sê jy dit sê, jy sal vir mense sê, wees seker, dat God haat sonde. En die ontworteling, wat daar plaasgevind het, en God sê, ek trek myself terug, en ek aanskou die skeiding, wat daar tussen my en die mens gekom het. Hy sê, dit was die een keer, hy sê, toe gryp ek na bloed. Hier is nou nie vir die oukies wat Jan Pierrewiet goedjies wil word nie, maar wie soek ek die dieper goed vandag? En die Here sê, hy sê, toe gryp ek na bloed. En ek trek die vel van 'n dier af, en die bloed is sy vet hardop deur my vingers, en ek, terwyl my skepping agter 'n boom wegkruip, trek
ek die vel van 'n dier af. En ek sê, ek het dit van hierdie kansel af gesê, en God sê, there will be no redemption without the shedding of blood. En ek sê, Here, waarom die donderige aand? Van ou maatjie af, wat ek ook nou van eergister af ken, regdeur tot hierdie pastoor, wil ek vir jou sê, is daar min mense wat hierdie tyd deurgaan, en aandag, almal wag vir goeie Vrydag, en almal wag vir die wonderlike Saterdag, sal ek eerder sê, die stil Saterdag, en almal wag vir die rammel, en die graf, en die klip wat weggerol word, op die Sondag, en niemand stop by die donderdag nie. En ek sê, Here, pastoor, ek gaan nou kom by wat ek wil sê, hoor. My inleiding is vanmôre 7 ure, my preek is 5 minute. En die Here sê vir my, dit was, jy kan gaan lees in Matteus 26. Gaan maak jou, merk het vanmiddag. Hy sê, en ek maak die Bybel weg, om tyd te spaar. En die Bybel sê, hy sê, dit was sy laaste nagmaal. Donderdag aand. Hoor gou so. Pastoor, ek het gister gepreek toe die palmtakdraers. Is lekker om 'n palmtak te waai, né? Maar dieselfde wat hom gewaai het nou ook geskree, kruisig hom. Amen. Pas op, hulle wat nou saam met jou waai, hoor. Hulle mis baie keer dit waaroor dit eintlik gaan. En die Bybel sê, dat Jesus in daai nag, sy laaste nag, it's supposed to be special. Skuif die verraaier reg langs hom in. En die profetiese tydsklok van God, wat Jesaja geprofeteer het, wat God geprofeteer het in Genesis 3, is besig om te realiseer. En Judas skuif nader, en hy sê baie mooi. En die ander kant, hy die verraaier, wat hierdie kant sit, en aan daai kant sit sy ou good and faithful Petrus, wat nou 3 keer gaan sê, ek ken hom nie. Weet jy, as ek daar met dinner reël vir my laaste nag, nooi ek nie 'n verraaier nie. Hallo, is jy hier? Ek nooi nie iemand wie my gaan verloon nie. En hulle sit aan sy tafel, en Judas sit aan hom naby, bevinnig die rede gaan. En Jesus sê, hy by homself, hy sê, kom ek kies 3 van my topmanne. Elke kerk het mos 'n topman en 'n topvrou. O, julle kyk my so. En hy kies sy 3 topmanne, Jakobus, Johannes en Petrus. Hy sê, slaap julle ander maar. Hy sê, ek gaan my 3 topmanne vat, om nou saam met my te bid. Want nou het ek die gebed nodig van my kerk. Donderdag aand soek hy iemand wie saam met hom sal bid. Donderdag aand, luister gou baie mooi. Daar's dit is moeilik om uit te spreek, is hematidrose. Hematidrose is 'n simptoom waar die bloedvate om jou sweetgate begin lek vanweë inspanning. Daarom sê die Bybel, en sy sweet het soos bloed geword. Dis 'n verskriklike toestand van agony. Ek wil nie sê vrees nie, maar angstigheid. En sy sweet val, en die kleur van sy sweet is nie wit nie, dis rooi. En hy staan op, en hy gaan soek net bietjie, bid julle darm nog, en hy was sleeping. En hy gaan terug alleen, en hy bid, en hy gaan, dis donderdag aand. Ons slaan tent op, ons werk aan soundchecks, and everybody's excited, en die in te braai vleis, en daai en had te brand, en die Here sê, soak my presence. En ek sê, Here, wat sê vir ons, die 3de maal, pastoor, dis donderdag aand, die 3de maal, toe sy slaap maar voort.
En die volgende oomblik word jy die gerammel van voetstappe en 600 soldate kom met swaarde en spiese en arresteer 'n skrynwerker. Ja. Sure. En raai wat doen op die donderdag aand? Hy gaan uit die tuin van Getsemane uit. Want die eerste konflik tussen Satan en die mens was in die tuin van Eden. En die Here sê, jy gaan nie weer die ding na die tuin toe bring nie. Ek van die fight na jou toe buite die tuin. Dis donderdag aand. En iets gebeur, pastoor, ek gaan 'n ding skiep en dan gaan ek 'n ding sê en dan gaan ek terugkom op wat God vanmôre in hierdie plek gaan doen. Jy moet so lief wees vir hom, nie vir wat hy doen nie, maar vir wie hy is in jou lewe, dat jy bereid is om te sê, Here, terwyl ander spring en hardloop, I want to show the presence of God. Pastoor, ek het hierdie genoem, in geval jy geluister het. Kom ons skiep gou Vrydag, hoor. Want ek wil nou by Vrydag uitkom, maar iets gebeur Saterdag, waaroor ons ook nie eintlik weet nie. En dit is, Saterdag was Jesus aan die binnekant. Devil, how stupid can you get? Do anything, but do not take Jesus to the inside. Yes, amen, amen. The Bible says, when Jesus was born, there was no place for Jesus at the inn. Yes. And you are fighting so hard to be in the WhatsApp groups, and in by almal, and in by almal se acceptance. And die Here sê, I wasn't planning to go to the inn. Yes, amen. En vir 3 jaar, hy was 30, toe Jesus gedoop was, het vir 3 jaar probeer die duiwel vir Jesus van die kruis af weghou. Hoor wat ek jou sê, want die duiwel onthou die profesie wat God gesê het, that you will bruise him slightly, but he's gonna crush your head. Jesaja 26:20 sê, as jy gaan in jou binnekamer, swing die deur agter jou. Hoekom? Sodat die grimmigheid kan verbygaan. Daar is sekere dinge wat aan die binnekant gebeur, wat nooit aan die buitekant gebeur nie. Exodus was dit 12, né? Is jy seker die pastoor? Ja, Exodus 12. Wat sê hy vir hulle? Hy sê, vat die bloed en merk die deurposte. Kom aan, is julle hier? Merk die deurposte. En as jy hom klaar gemerk het, gaan in die binnekant. Amen. We sing that song, take your burdens to the Lord and leave it there. En weet jy wat? Pas, ek hou jou besig af jou kamera, né? Is jy reg, Ottie? Hoor, die Here is in hierdie plek, hoor. As jy niks voel, jy 'n krokodilvel, hoor. Die salwing van die Here is in hierdie plek. Ek kan gou vir jou sê, daar is, weet jy wat net, daar is baie mense daar buite, but Jesus just came to the inside. Halleluja. Ag nee, come on. Kan iemand op hulle voete staan en die Here 'n crazy prys gee? Halleluja. And he was on the inside. Prys die Here. Ek wil dit sê vanmôre, pastoor, dit is aan die buitekant waar die hel losbreek, maar dit is aan die binnekant waar herlewing kom. Die kerk soek herlewing. Hulle soek herlewing hier, hulle soek herlewing daar. God sê, how stupid can you get? Herlewing begin in die binnekant. Prys die naam van die Here. If you want revival, stand on your feet and say, God, send me revival on the inside. Pastoor, as elkeen van jou lidmate en hulle wat kyk, weer op 'n Sondag kan kerk toe
kom, omdat daar iets aan hulle binnekant gebeur het. Die week, gaan jy herlewing hê, gaan jy die plek te kry raak. Saterdag, Jesus moved to the inside. Bam! Sê bietjie bam. Ag nee, wat julle skiet nie hier nie hoor. Sê bietjie bam. I just love this. I just love this. He went to the inside. Oh, en toe hy deur die, when he went to the inside, toe sê hy duiwel, oeps, ons het 'n probleem. We tried to keep him out vir 33 jaar. Toe hy net gebore was, stuur hulle Herodes agter hulle aan om hom dood te maak. En weet jy, toe hy 30 jaar oud is, en hy tel sy ministry op, toe sê hulle, luister Jesus, ons het vir jou nuus. Herodes soek jou lewe. Raai wat sê Jesus? Hy sê, gaan sê jy vir daai jakkals. Môre hierdie tyd, môre maak ek siekes gesond en vandag red ek mense wat nou devil en hell is gonna stop me as ek doen wat ek doen. I'm on my way to the inside. Ons celebrate Vrydag en ons celebrate Sondag, maar ons vergeet dat die grootste werk het gebeur Saterdag toe Jesus aan die binnekant van die graf ingaan. Halleluja! And he came to set the captives free. Wie van julle voel die Here is in hierdie plek vanmôre? Kan julle net iets doen vir die Here? Kan jy my beste prys gee? Kan jy op jou voete staan en sê Here, thank you Jesus for coming to the inside. Glory. Prys die Here. Persoonlik is opgeklaar met die inleiding. Glory to God. Matteus 27, ek gaan nou weer daarby kom. Toe kom Josef van Arimatea. Hy sê, gee vir my daai dooie Jesus aan die kruis. Daar by jou vals dan op dan nie. Hy sê, as die kerk nie 'n lewende Jesus soek nie, gee my die dooie ene. Want selfs as hy dood is ek meer as 'n oorwinnaar. Deur Christus wat my die krag gee. Prys die naam van die Here. Oh, glory to God. Ek voel iets wat ek lanklaas, ek het al 'n paar keer hier gepreek, maar hier is 'n ander salwing vanmôre in hierdie plek. God is besig aan teruggaan. Dit mag dalk nie so lyk nie. As jy dit glo, doen dit niks. Prys die Here. Glory to God. Sê bietjie amen. Prys die Here. Pastoor, en dan celebrate ons Sondag. Ek gaan nou Vrydag toe kom, maar get into your space this morning. Toe kom Sondag, ons was by Donderdag aand, waar die goed gebeur het behind the scenes. Ons was op die Saterdag, waar die goed gebeur behind the scenes. Maar jy sit vanmôre met al die simptome wat die dokters gesê daar hoort te wees, maar jy vergeet dat Jesus is working behind the scenes. Hallelujah. And suddenly, prys die Here, hier is die lekker ding. En Sondag, prys sy naam, sê bietjie amen. Ek gaan vir jou gou 'n ding oopmaak. As ek net jou pad uit hoor. En Johannes hoor baie mooi. Hy sê daar so, ek wil hê dat ek dit gou my regte goed hier kry. Kyk, ek preek nou so lekker, né? Ek is all over the place. Hoor jy? Hy sê dit is volbring. En toe Jesus sê dit is volbring, dis keer die voorhangsel. Josef vat hom graf toe. Kyk gou vir my. Weet jy dat daai klip, pastoor, gaan Google dit hoor, was oor 1 ton swaar. Ek kan nie glo dat Josef en Nicodemus het hom help om Jesus se lijk te gaan haal. Ek gaan nou nog daarin kom hoor. En hulle dra hom in die graf in. En hulle, sê die Bybel, en Josef maak die graf toe met die klip. Nee, you ain't seen nothing yet. Jy sal verbaas wees. Vra jy vir Elia, toe hy 'n wolk sien so groot as 'n man se vuis. Toe sê daar kom reën. En die Bybel sê, en Elia het voor die perde uitgehardloop. Wat er afhardloop 'n man, hy's op Sassa man. En hy hardloop dat die perde in sy stof hardloop. As God met jou is, you will do supernatural things in the name of Jesus. En
Josef, hy was it even possible, man. Rol hy klip voor. Weet jy wat? Toe hy klip toemaak, en Jesus in die binnekant sê die Bybel, en Johannes, hy sê dat het gekom by die graf, hoor mooi, ek soek gou 'n stoel, hulle het gekom by die graf. Nee, dankie, ek so right. Ek mag dalk sassa wees, maar ek so right. En die Bybel sê, toe hy by die graf kom, my broer, toe sit die engel op die klip. Hoe is dit? God gebruik 'n man om die graf toe te maak. Maar hy gebruik 'n engel om hom oop te maak, sodat geen mens die eer kan kry vir die opstanding nie. Ja. Julle wat by die laaste konferensie was, onthou dit? Wat het gebeur as 'n koning met 'n ander koning in oorlog is? As hy nou 'n koning is van die Filistyne en ek is 'n koning van Israel en ons is in oorlog en ons weermag wen sy weermag, dan gaan vat ons alles wat syne was en dan gaan die koning van Israel en hy gaan sit op die troon van die vyand, hoorie, as a spoils of war. Hierdie riglyning is los. As ek van die stoel afval, is deel van die preek, hoor gaan baie mooi. En jy gaan sit daar, en weet jy hoekom sit die engel op die klip, om te sê, the battle is over, Jesus has won. Kan iemand net iets doen in hierdie kerk, halleluja. Jy sê, pastoor, hoekom sê jy dit? Ek wil vir iemand sê, dat dieselfde ding, wat jou treiter, in die naam van die Here, you're gonna sit on that thing this morning, as a spoils of war, praise die Here, because Jesus is risen. Oh my goodness. Wanneer ek like in die preek, ek gaan self die CD koop. Maar nou wil ek gou by die een ding kom wat hy Vrydag doen, wat ons baie mis, en dis die rede hoekom jy hier sit. Oh, wie van julle wil graag dit hoor? Ok, kom oor 6 maande en dan kom ons weer, niks speel net. Hoor gij so. Iets gebeur powerful. So 'n stukkie van donderdag, so 'n stukkie van saterdag en so 'n stukkie van sondag. Hier is my stukkie van Vrydag en dis waar jou victory lê. Pastoor, kom help my gou. Julle kan maar amen sê. Weet jy my vinger raak slaan, nie hoor? Julle sien die kruis, né? Sien julle die kruis? Kyk, kan jy maar daar slaan? Nee, ek doen nou weg, dis wil jy reg maak. Jy gaan nie my vinger slaan nie. Laat is reg so. Een daar, een daar onder, so daar, een so net daar. Sê amen. Sê. Gaan nie van my dat hy het reggekry die winterkap, gaan van my dat hy so laag kapai geweer kan opkom. Hier sit hom. Dis wat op Vrydag. Ek wonder of daar van hier af regdeur tot my is iemand wat kan bevestig dat die Here of jou gered het, of 'n siekte genees het, of al iets vir jou gedoen het, wees daar. En weet jy wat? Omdat hy dit vir my gedoen het, wil ek as die Here vir jou iets kon doen het, kom skeer gou vir jou iets. Kom skeer gou 'n skeer. Come on.
Net so 'n stukkie moet hom nie afruk en afskeer nie, skeer dit skeer. Prys die Here. As die Here vir jou gered het of sy kruisiging vir jou iets gedoen het, skeer hom. Skeer hom, skeer hom, skeer hom, skeer hom, skeer hom. Halleluja. Prys die Here. Skeer hom. Jy kan maar 'n bietjie verder skeer. Kyk, hy moet nie mooi lyk nie, hoor. Hy moet skeer. Hy moet net nie afgetrek word nie, hoor asseblief nie. Prys die Here, prys die Here. En terwyl hulle dit doen, kan iemand net die Here begin lofprys. Halleluja. Kom ons gou so 'n bietjie kerk vanmôre. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Prys skeer hom. Halleluja. Deur wie se wonde jy genees is. Halleluja. Hy het jou verlos deur die bloed van die lam, jou getuies. Halleluja. Skeer hom, skeer hom. Skeer hom, skeer hom. Ek so bly dat die hele kerk kom vanmôre. Want die Here het vir elkeen in die plek en die kruisiging iets gedoen. Skeer hom. Skeer hom in die naam van die Here. Prys die naam van Jesus. Terwyl dit doen, prys die Here. Halleluja. Jesus. Lyk dit nie mooi nie. Lyk dit nie mooi nie. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Julle wat daar by die huis is, kry sommer 'n stukkie lappie en skeer hom. En skeer 'n stukkie papier daar by jou huis as 'n manifestasie. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Glory to God. Prys die Here. Prys die Here. Halleluja. As you put your hands on the screen en jy maak so, dan zoom hom in, hoor. Maar jy moet jy uitzoom as jy wil, hoor. Pry ons so graag hierdie goed te skry. Kyk hoe lyk hierdie ding teen. Kyk, dankie moeder. Kyk, alhoewel sê die hele dag, ons gaan as hy skeer. Halleluja. Die Here het vir haar ook iets gedoen. Die Here het vir haar iets gedoen. Halleluja. Prys die Here, prys die Here. Prys die Here, prys die Here. Halleluja. Glory to God. Kan ons die Here prys? Kan ons op ons voete staan? As God vir jou iets gedoen het, dan begin jy die Here prys. Halleluja. Halleluja, prys die Here. Glory to God. Dankie. Halleluja. Lyk hierdie stuk lap nie vir jou beter nie. Lyk dit asof iets met hom gebeur het nie. Prys die Here. Ek wil gou 'n vraag vra net voor jy sit. Dis nie noodwendig wie gaan het op die kruis nie. Dis ook wat gaan het op die kruis. Jy sien, ons is by die wie. Ons weet, daardie wie is Jesus. Want die wat is die skandbrief wat teen jou was. Hier, nee, kom maar terug af. Julle is op en daaroor. Ek sê 2 mense. Wie van julle wat in hierdie kerk is vanmôre vertrou die Here vir 'n wonderwerk? Sussie, kom jy gou weer. Ja, jy, kom jy. Ek ken haar storie. Hierdie vrou gaan vanmôre 'n skeer, pastoor. En die Here gaan haar totaal en al genees. Soos wat geen dokter kan doen, skeer. Skeer hom weer, halleluja. Kom maar, jy kan, daar sê, kom aan ouens. Kan 2 mense net 'n crazy praise vir die Here gee. Halleluja, skeer. Sit gou, loof die naam van die Here. As God jou sonde vergeet het, weggewas het. Ek gaan 'n ding doen. En dit is 'n lekker ding. Kyk gou hierso. Kan julle lees? Wow. Let's start at the top. Tear your tear, my bra. In line with that one, like that, across like this. No, from this, that's it, yeah. That's it, that's right. Kom by, Otte. Sorry, skeer maar weer. Next to the next one. Neda. Thank you, Otte. God bless you. Send my regards. Sorry, Otte. Ek het met hom gereël, hoor. Do the same. Wow. Luister, ek kry dit so lekker. Ek sweet van lekker kry, hoor. Otte. Wie van julle voel die komme dan? Kom, Otte.
Come on. Come on. Oh, dit is het nou aan. Here, ek het baie geskout hoor. Come on. Dit so lekker stukkie, dit so eentjie in. Daar's hy. Dankie Otte. Sê goed oor die huis van ouma. Lyk jy nie op Pieter nie. Otte, there's one more. There's one more. Pastor, is jy reg vir 'n haleluja breakdown? Ag, dat die Here jy gaan breakdown en jy goed gereg maak wat gebreakdown is. Kyk gou. Ek sê Here, wow. Yes. Wie van julle soek so 'n bietjie geskiedenis? Oh, this is awesome. In die tyd van Jesus was daar 'n ding. Hulle het dit genoem die skuldbrief. En as Otti vir my iets geskuld het of jy iets vir iemand geskuld het, ek het ook net geskryf skuld. Jy het dalk geld geleen en dalk 2 beeste so lank vooruit gevat, jy het 'n klop goed, dan skryf die skuldeiser jou skuld op 'n skuldbrief. Wow. Pas so, wie gaan my hierdie afval in hierdie skat, kan hy afkom? Prys die Here. Kom met die voorin afval, want jy sê binnekort gaan hierdie skatkus oorloop. Prys die Here. Hy gaan oorloop. Hey, julle gaan ons hierdie gebou koop. Wie van julle glo dat kan voor die einde van hierdie jaar wees as dit God se wil is? Nou ja. En dan skryf hy jou skuld neer en soos wat jy jou skuld betaal, skeer die skuldeiser 'n skeer in jou skuld. En dan betaal jy jou volgende ene, dan skeer hy 'n skeer in die skuld. Jy verstaan nie, pastoor? En as jy die laaste een betaal het, en jy het hom betaal en jy skeer hom, or do you need to say this as loud as possible? You owed me all this. En as ek die laaste skeer geskeer het, dan skree jy, tetelestai. Tetelestai. Wat beteken? My skuld het ek betaal. En dan kom die skuldeiser. Dan vat hy die skuldbrief en hy vou dit. Kom Otti. Kom jy. En wat nou sy skuldbrief was, word nou sy kwitansie. It is. Nee, julle hoor nie man. Ek sê julle hoor nie. Kan iemand die Here prys? Luister, hoor gou baie mooi. Dis nie net wie op die kruis was nie, dis wat op die kruis was. Vir my. Ja, amen. Gee joune. Ek is jou skuldbrief. En 39 goue skeer hom. Elke skuld wat jy nie kon betaal nie, en elke siekte wat jy nie kan genees nie, sê hy, skeer vir my. Skeer vir my. Wat sy bloed van die skeer gaan geen verandering bring nie,
maar om my bloed. Ja. Maar, Ek wil na 'n punt toe gaan. Pastoor, ek het weer gesê, ek gaan maar ek gaan begin klaarmaak. En die skuldbrief, vir die lees, en die skuldbrief, vers 14 Kolossense 2, teen ons, hoor mooi, wat met sy insetting of vyande was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit, deur hom, die wie en die wat, aan die kruis, vastelhou. In Johannes 19, kom Josef van Arimatea. Hy sê, meneer, Pastor Danny, ek weet ek het 'n baie keer gesê by Voice Club, mag ek dit nog een keer hier sê? En hy gaan staan voor Pilatus. Petrus het gesê, ek ken hom nie. Dis donderdag aand bevestig. Judas hang in 'n tou. Dis donderdag aand bevestig. En al die disippels het gevlug, behalwe Johannes, die apostel. Josef sê die Bybel, wie ook geglo het, jy lees nooit van Josef se krag. En nooit weer nie. Vra die ouens wat in Israel was. Josef was een van die rykste manne van daai tyd. Hy het 'n ryk mans graf, dis hoe ek sê, 'n misdadiger word begrawe in 'n ryk mans graf. Kyk gou vir my, broer, hulle moet my maar verstaan. Ek hoor, jy het ook so 'n bietjie al jou ding geloop, jy klank gedoen, wat Jimmy Swek het sy ouens, is poel, op as ek saam trek, 'n poelouers. Dis gewoon mooi. So awesome is. Daai graf was so net. It was a virgin grave. Ag, Jesusie, julle hoor nie. Jesus has something with the virgins. amen. Hy lê homself in die baarmoeder van 'n virgin. En sy gee geboorte aan hom. Toe sy klaar geboor het, toe was sy nog steeds 'n virgin. Ag, Jesusie, julle ouens. Is dit nie awesome nie? He is something. He's a God of the inside. En Josef sê, meneer, hy sê, ek weet nou nie, as ons hom op die kruis los, gaan die kraaie hom opeet. Dis nie noodwendig net wie ek wil hê nie. Dis wat ek moet afval. Maar die skeur in die skuldbrief. En ek sê, Here, waar is dit? En die Here sê, toe sê Jesus, tetelestai. Brugge van 'n opgehoopte papiertjie. Oh God, this is yours. It is finished. The battle is over. Oom, is hier nie awesome nie? Hy sê, die vonnis is betaal. Maar hier is vir my wonderlik. En toe hy sê, tetelestai, toe kom 'n soldaat, en hy skeur die skeur, in die skuldbrief met 'n spies. En die bloed loop uit. En toe die bloed en die water uitloop, wat 'n teken is van 'n nuwe geboorte, toe val hy soldaat op sy knieë. Hy sê, waarlik, hy was die seun van God. Hy was die seun van God. En Josef sê, meneer, alles al op, pas ek is ook klaar. Ek soek wie? En ek soek wat? En weet jy wat sê Pilatus? Dit het ek al gesê, dis 'n roofkelwe teologie vir. Jy sit 'n misdadiger in jou splinte nuwe graf. Hy sê, it's only for the weekend.
Dis net vir die naweek. En kyk wat gebeur. Toe hulle, jy moet die inzoom op die, toe hulle wie afhaal, toe haal hulle wat af. En Jesus stap die doderyk in, met 'n geskeurde skuldbrief. En terwyl hy so in 'n spypreekie hoor, terwyl hy so stap met 'n geskeurde skuldbrief, toe sê hy, I came to set the captives free, hallelujah. I paid the price, hallelujah. Tetelestai, teruggaan, it is finished. Prys die Here. Pastoor, en sê dit so hard as jy kan, it is Finished. oor die skeer in die skuldbrief teen jou. Ja. En Jesus word die wat? Hy word die skuldbrief. En hy sê, skeer my, en lewe sal uit my uitloop. Van dood kan my nie vat nie. Ek lê my lewe self neer en ek tel hom op, want ek het 'n afspraak met duisternis. En weet jy so awesome, mag ek dit maar gou doen, pastoor? Jy moet my van agteraf wat kry. En weet jy wat maak hy? Hy stap deur daai klip vir hom toe rol, né? Luister, van hy dan, loop ons so agter jou. Loop so agter. Toe loop Jesus en hy loop met die skuldbriewe. En daar sit jou Josef en Dawid en Jesus lig die skuldbrief op. Hy sê, mense boys, ek is nou by julle. En hy gaan staan voor die duiwel en hy steek sy hand uit en hy sê, gee aan my die sleutels van die doderyk, halleluja. En Jesus van die sleutel, halleluja. Kan iemand in die Here prys in hierdie plek? Prys die Here. Jy het sleutels omdat hy pastoor, jy kan daai stukkie papier, ek maak klaar. Vir wie die Here gebless, ek kan hom maar vat vir jou. Vir wie die Here gebless vanmôre. Kan ek vir jou 'n versie lees? Kan ek vir jou 'n vers lees? Hoor gou. Ons was geontwortel, né? Hoor wat sê Johannes 17, vers 21. Pastoor, hier is dit vir julle. Hoor wat sê Jesus? Hy sê dat almal een mag wees, net soos u Vader